Goeiedag broers en susters en baie welkom en ek groet ons met die beste nuus vandag. Christus het opgestaan, Christus het waarlik opgestaan. Op die spesiale dag kom ons bid saam en kom ons vra die Here om ook binne ons nuwe lewe, nuwe energie wakker te maak. Kom ons bid. Ons lewende Here, ons wil graag vandag vir U loof as die een wat die mag van die dood oorwin het. Ons prys U vir die feit dat U alles van ons werklikheid kom verander het. Here, ons vra dat as ons nou uit die woord uit lees, U ons deur U Gees sal inspireer. Amen. Ons lees vandag die baie bekende vervolgverhaal op eergister se lydingsstorie. Ons lees vandag die storie van die opwekking. Ons lees Johannes 20 en ons lees vers 1 tot 18 en dit begin hier op bladsy 134 in die Nuwe Testament. In vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle: "Hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie." Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus wat hom gevolg het daar aankom, het hy by die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê en die doek wat oor die kop was. Die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil. Terwyl sy huil het sy vooroor na die graf toe gebuk en twee engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar: "Vrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy?" Sy het gedink hy is die tuinier en sê toe vir hom: "Meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê: "Rabboni." Dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar: "Moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na my Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle: ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God." Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disipels: "Ek het die Here gesien," en dat hy die dinge vir haar gesê het. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die vrolike woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Het julle al gehoor van die kluisenaar kreef? Eintlik is hulle nader aan 'n krab as aan 'n kreef. Hulle is sekerlik nie die mooiste ou diertjies nie, maar ek dink hulle is vrek oulik. Wat maak hulle uniek onder seediere? Hulle kry vir hulle 'n skulpie en trek dit aan soos 'n broek of 'n rok, maar boutjies eerste. Hulle onderlywe is sag en kwesbaar, so hulle gebruik skulpe as beskerming. Sodra die lyfie nou te groot word vir die huidige skulp, dan soek hulle vir hulle 'n nuwe een. Jy kan 'n kluisenaar kreef kry, wat dalk drasties anders lyk van vandag tot môre, met 'n nuwe skulp, maar dis dieselfde ou diertjie. En daar is al baie spekuleer oor hoekom Maria Magdalena nie vir Jesus kon herken nie. Het sy net afgekyk? Was haar oë vol trane gewees? Of was Jesus onherkenbaar in sy nuwe vorm? Hoekom herken niemand dan vir Jesus dadelik na die opstanding nie? Ons weet eenvoudig nie. In Johannes doen Jesus elke keer eers iets en dan herken die mense hom. Nou Jesus is en was nog nooit 'n kluisenaar kreef gewees nie.
Maar tog gaan hy in die grot in, en is hy onherkenbaar as hy daar uitkom. En wat is 'n grot dan nou anders as 'n groot klip met 'n gat in? En wat is 'n skulp dan nou anders as 'n seeklippie met 'n gat? Die opstanding is nie 'n gebeurtenis wat wetenskaplik logies verklaar kan word nie, maar kom ons dink logies oor Maria se posisie. Sit iemand begrawe, so jy verwag nie om hulle weer te sien nie. Die dag met oom Christie Bester se roudiens. Toe het ek my vir 'n oomblik boeglam geskrik. Ons is almal daar, ons is almal hartseer oor die oom wat ons van afskeid neem, en skielik sien ek hom in die kerkterrein. Oom Wolf Bester, oom Christie se broer en Dries se pa, lyk baie soos oom Christie. En dis toe hy wat ek gesien het. So ek kan self getuig hiervan. Jy verwag nie om die afgestorwene weer te sien nie. Maria Magdalena het dit ook 'n stap verder geneem. Sy was by die kruisiging gewees. Sy het gesien hoe word Jesus doodgemaak. En verder word haar seer in die eerste paar oomblikke versterk deur die enigste logiese gevolgtrekking wat sy kon maak. As Jesus dood is, en sy liggaam is nou weg, dan moes iemand hom geskuif het. Wanneer was dit wat Maria Magdalena vir Jesus herken het? Wat het Jesus gesê? Jesus het haar op haar naam genoem, en toe weet sy dis hy. Voordat Maria Jesus geken het as die gekruisigde of die opgestane Heer, was hy vir haar net Jesus gewees. Sy het vir Jesus geken as die een wat wonders doen en wat altyd die regte woorde het. Jesus is die een wat haar ook genees het en haar nie veroordeel het, omdat sy onrein was nie. En Jesus is nog steeds daardie persoon wat hulle leer ken het. Hulle verhouding word weer hervat. Hulle ken mekaar nog steeds. Wat gebeur in die volgende hoofstuk in Johannes 21? Die apostels minus Judas, want hy is dood, vang vis. Jesus sê vir Petrus, op jou, hierdie rots, bou ek my kerk. So Petrus is nog altyd die ou in wie Jesus meer vertroue plaas as wat een van ons dalk sou. Johannes na Jesus se dood bly nog steeds die geliefde disipel. So die dood verander nie Jesus se verhouding met sy vriende of sy volgelinge nie. Hy is nog steeds wie hy is en hy is nog steeds wie hy is vir hulle. Al herken niemand na die opstanding dadelik vir Jesus nie, ken hulle hom nog steeds. Jesus se liefde en die verhouding wat daarmee saamkom, is sterker selfs as die dood. So Jesus is nie 'n kluisenaar kreef nie. Hy bly wie hy is, nog altyd, en sy liefde strek verder as die dood. Maar wat van die ander? Ek dink ons het vandag met ten minste 3 kreefies te doen, hopelik met 4. Kom ek verduidelik. Jesus se 12 apostels was jong manne gewees, almal van hulle. In die Nuwe Testament was jy 'n jong man van so 13 af. Mans trou op 13, 14 en vroue al van so 11 af, maar dit was 'n ander tyd. Meeste van ons weet hoe voel dit om 13 te wees, al het party van ons dalk elke nou en dan vergeet, maar jy's jonk en jy loop oor van energie en die wêreld voel so bitterlik groot. En soos wat 2 tienerboeties vandag sou maak, jaag Petrus en Johannes af na die graf toe. Maria Magdalena kom vertel vir hulle iets wat te goed is om waar te wees, so hulle moet gaan kyk. Johannes kom eers aan by die graf, maar die ou se moed begewe hom so 'n titseltjie. Hy kom nie so ver as om in die graf in te gaan nie. Hy loer net so, maar hy sien hierso het iets gebeur. Petrus is mos altyd in 6 rad, so hy stop nie, hy draf reguit in. En nou dat Petrus daar is, sien Johannes kans om in te gaan. En ons lees, hy het geglo. Wat presies hy geglo het, is daar onsekerheid oor, want ons lees net in die volgende vers, hulle het nog nie verstaan nie. So dit is amper soos 'n wedstryd tussen 2 spanne wat omtrent ewe goed is. Johannes klits die eerste punte oor met 'n strafskop en dan druk Petrus 'n 3, maar hy mis die vir 5 skop en dan kry Johannes nog 'n strafskop oor, so dit is op hierdie stadium 6-5 vir Johannes. Maar daar in die grot gebeur iets met hulle. Ten minste Johannes begin so bietjies ietsie verstaan van die opstanding. Hulle gaan in as kalkerewe, maar hulle kom uit met hulle skulpies. Maria Magdalena is die 3de kluisenaarskreef.
Sy vat so 'n bietjie langer om haar skulp te vind. Eers gaan sy na die apostels toe, bloot om net vir hulle te vertel dat Jesus 'n verdere onreg aangedoen is. Nadat hulle hom onskuldig gekruisig het hulle nou waaragtig sy liggaam gesteel. So Maria voel rond in die sand, in haar kloutjies, en sy kry nie 'n skulpie en sy voel bitter ontbloot. En dan sien Jesus vir haar, en sy vir hom, en sy kry 'n deftige, magtige stuk skulp. Haar skulp is op hierdie stadium baie groter en mooier as Petrus en Johannes, en sy besef Jesus is nie dood nie, hy het waarlik opgestaan. Nou ek dink daar's iets om te sê daaraan, ek het die Here gesien. In die eerste plek moet dit waar wees. Mense sal nog kan wegkom deur te sê, ek dink ek het die Here gesien, want dis waar. Persoonlik sal ek liewer vir iemand sê, dis wat ek dink die Here doen, of dis wat ek hoor, maar in die tweede plek kan enige iemand dit doen. Kom ons wees nou maar eerlik, die wêreld is nog steeds besig om by te kom in hoe ons vroue behandel. Maria Magdalena het nie enige formele opleiding gehad nie, Petrus ook nie, maar dit het hom nog nooit afgesit nie. Ons weet ten minste hy en Johannes was geletterd, wat ons skryf 2 en 3 briewe in die Bybel toe aan hulle, en die evangelie en die openbaring. Maria Magdalena was waarskynlik nie geletterd nie, en sy was 'n vrou. In die eerste eeu na Christus was die getuienis van vroue nie aanvaar in die hof nie. Ons het al die term gehoor van ou vrou stories. Daai gedagte dat ons vrouens nie kan vertrou nie, is baie ouer as ons Afrikaanse taal. En dis waarskynlik hoekom Petrus en die geliefde disipel Johannes ook na die graf gaan kyk het. As hulle sê dis leeg, dan was dit leeg. Maria se woord het nie veel gewig gedra toe sy sê die graf is leeg nie. Maar toe Maria die persoon sien wat sy dink is die tuinier, toe kon daai twee nie weer gaan seker maak nie. Volgens Johannes was die eerste evangelis in die tegniese sin van die woord Maria Magdalena gewees. Sy is die eerste persoon wat vertel het van Jesus se opstanding. Nou deel van wat ek doen vir 'n lewe is om met mense te praat. Maar ek sien myself regtig nie as 'n tipiese evangelis nie. As ek voor 500 mense moet staan, wat nog te sê praat, dan sal ek omval. Maar Maria wys vir ons dat enigiemand wat God sien, is 'n evangelis. Nie kan een wees nie, nie behoort een te wees nie, maar is een. Alles het teen haar getel. Maar sy gaan in, rigtingloos en bedroef, en sy kom uit daai tuin uit, as 'n evangelis. Vriende, ons is die 4de kreefies. Meeste van ons is maar doodgewoon, maar die Heilige Gees gee vir ons 'n skulp. En daai skulp lyk soos 'n getuie van Jesus. Ons het nie luidsprekers in 'n stadion nodig om iets te vertel van Jesus nie. Al wat nodig is dat ons vir iemand anders kan sê, maar dit is wat ek gesien het. Waar? Hoe? Wanneer? Deel die storie van iets wat jy gelees het. Deel wat iemand vir jou gedoen het toe jy hulle nodig gehad het. Deel 'n gebeurtenis wat te toevallig is om toeval te wees. Dit hoef nie 'n liedjie of 'n 2000 woord opstel te wees nie. Vertel net wat jy sien of voel. En dis genoeg, want die een waaroor jy getuig is magtig genoeg om dit betekenisvol te maak. En net soos wat Jesus van Maria, vir Petrus en Johannes ken die Here ook vir jou. Dis dalk regtig nie jou ding om voor mense te praat nie. Moontlik is jy skrikkerig vir die reaksie wat jy gaan kry as jy nou met iemand vir die eerste keer praat oor God. Of dalk is jy in 'n plek in jou lewe waar dit moeilik is om God raak te sien, want daar's soveel ander kwessies. Dis nie die einde van die wêreld nie. Ons het eergister gesê hoe lief die Here elkeen van ons het. Jesus was bereid om te sterf sodat jy God se kind kan wees. En as jy God se kind is die Heilige Gees by jou en in jou. So sê net wat jy sien. Jy hoef nie die skulpie te maak nie. Jy hoef nie God na die wêreld toe te bring nie, want God is klaar hier. God sal jou bystaan en God sal jou lei in wat om te sê, wat om te deel. Want God se liefde vir ons is absoluut onbreekbaar. Amen.
geseënde Paasfees. Ons Here, ons is vandag saam met Maria en die twee disippels bly, dat U waarlik waar meer is, as wat enige iemand kon gedink het. Selfs vandag is U groter en magtiger en liewer vir ons, as wat ons ooit kan besef. Here, help ons om ook die waagmoed te hê, nie om mooi sinne aan mekaar te stel, of 'n lang en uitgebreide toespraak oor die leerstellinge van U openbaring te gee nie, maar net om te sê, wat het ons gesien? Want as ons sê wat ons sien, dan kan ander mense U ook dalk 'n bietjie makliker sien. Dan kan hulle weer vertel, wat het hulle gesien? Here, ons is maar soos wat ons is. Maar U Heilige Gees maak ook van ons evangeliste. Amen.